Here Jesus het gesê, 'n retoriese vraag vir homself gevra en hy het gevra, ek wonder of ek nog geloof gaan kry, wanneer ek na die aarde toe kom. Ons sê ons glo, ons sê ons te verhouding, ons sê ons is gees vervuld, ons lewe wys dit nie. Nou ek kan besluit om vir u 'n goeie tyd te gee. Ek kan besluit om op u gevoel te speel, sodat u emosioneel opgekikker is. Ek kan besluit om vanmôre eerder Johannes 3 vers 16 te preek, want dit val sagter op die oor. Ek is in 'n diepe bekommernis oor die kerk. Diepe bekommernis oor die kerk. Gister by die werkersvergadering het ek vir hulle gesê toe pastoor Woolrich was hy van, hierdie kerk se hoeksteen gelê het. Die Constantina deure het hulle ingesit. In die aande dan het hulle daai Constantina deure oopgemaak. Dan moes jy vroeg kom. Of nie sitplek gekry nie. Ons het intussentyd 'n bank daar uitgehaal, ons het 'n bank daar uitgehaal, ons het hier's nog 2 banke dink ek wat nie is hier is nie. As jy hulle bytel is dit nog meer. Weet nie hoeveel stoele hulle regtig gehad en daai stoele is almal hulle stoele. Die tafels is pas hulle sinne. En ek lees die Bybel wat sê in die laaste dae sal mense soekers ydelle eer en singenot wees. Dit plaas soveel druk op die gospelorkeste om genoeg entertainment value te gee. Genoeg sodat jy kan loskom van die kettinge wat jou bind. Daai ketting is nie altyd sonde nie. Ketting is tradisies. Kettinge van vrees, skaamte. Kettinge wat jou vrymoedigheid wegneem. Ek is bekommerd want ons leef in daai tyd wat die Here Jesus gesê het. Meeste mense gaan dit nie maak nie. Vir die kerk van Laodicea sê Jesus vir die engel van Laodicea, omdat jy nie lou of warm is nie. Ag, omdat jy nie koud of warm is nie, maar lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Ek voel so oor lou koffie. Dit maak my naar, kan dit nie drink nie. Ek het 'n boodskap hier en ek weet nie hoe om te begin nie. Ek is ontstig. Ek is ontstig omdat ek voel die Here verdien meer. Omdat ek voel my God verdien meer. Hy verdien meer. Hy verdien meer as wat ons hom gee. Ons moet mense so soebat net om na die huis van die Here toe te kom. Nie julle wat hier is vandag nie. Ekskuus julle, ek soek net hierdie. Ga iets om te drink asseblief. Toe maar driekies op pad. En Jesus het hierdie tyd voorspel. Skoon julle, ek dink is my suiker, my mond's baie droog. Nou iets drink, dan is ek okay. Ek wil nie, moenie op my fokus, jy vergeet van hoe ek voel. Ek hoop jy is ook so ontstig soos ek. Oor jouself. Ek skrik baie keer vir myself. Ek kry so 'n moment, dan sê ek, Here, ek tog ek's nie, kyk hoe trek op.
Kyk wat maak ek? Triekie is al iets met suiker in nie. Hy het sy suiker in nie. Dis sugar free. As jy vir my net ietsie met suiker in kan gee. Wag 'n bietjie, wag, hierso is 'n oplossing hierso. Hierso wat jy nog vir my gesit het, dankie Triekie. Of okay, geef my nou ja. Ons gaan hier voorste ry spoeg met suiker. Dankie, ekskuus, jammer vir dit hoor. Dis my eie skuld. Almal sê al daarna gedagte, hè, die storie, jy wil nie hoor nie. Ek eet nie voor ek preek nie. Ek voel ek het 'n mantelvliesbreek, nou as ek eet dan voel ek bloated. Ek kan nie lekker preek nie. Nou eet ek nie en dit is nou eintlik nie goed nie. Ek het hierdie preek saamgebring oor Daniël en is wonderlik dat, ek weet nie, Morney, het jy my preek gesien vanmôre? Jy het gister daaroor gebid, hy het vandag daaroor gebid. Gister of eergister? Nee, jy was nie by die begrafnis die dag voor dit. Het jy gebid? Werner het by die selgroep gebid daaroor. Jy het vandag daaroor gebid. 3 mense wat gebid het oor Shadrag, Mesach en Abednego. Ek het hierdie boodskap al 'n hele ruk reg vir vandag. Julle ken die verhaal. Dit is 'n baie mooi sonnaarskool storie. Daniël 3 vers 14 tot 18. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Shadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie. As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle onmiddellik binne in die brandende vuuroond gegooi word, en wie is die God wat julle uit my hand uit sal kan verlos? Vers 16. Shadrag, Mesach en Abednego het geantwoord aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u op hierdie antwoord te gee nie. En ons God wat ons dien, as ons God ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Tot sover die skriflesing. Josua sê in Josua 24 vers 14 en 15, hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek, my huis, ons sal die Here dien. Weet julle in hoeveel huise kom ek waar dit hang voor die voordeur of in die sitkamer? Ek en my huis sal die Here dien. Party is geverf, ander is 'n houtbordjie, ander is geborduur. Naas die Onse Vader sien ek dit die meeste in mense se huise. Ek en my huis sal die Here dien. Dan dink ek so in my stilligheid, haal liewer daai bordjie af, want jy dien nie die Here nie. Don't make a promise you can't keep. Wanneer toring bou, is jy nie seker as jy kan hom klaar bou nie. Nie die Here bespot, met 'n tweede rangse aansit voorgee, godsdienstigheid, geen lewe in dit nie. So kom ek so hard druk op die lofprys en aanbidding. Music is the language of worship, en as het maak saak jy kan vals wees. Jy kan selfs nie ritme hê nie. Doesn't matter. Iewers along the line.
jy die Here in jou hart kry. Iewers along the line het jy die Here jou hart voor hom toegesluit. Nie soos om nie meer om te glo en hel toe te gaan nie, nee. Maar in jou daaglikse lewe. Jy sien ons kom kerk toe, so onvoorbereid, dis kan kom. Retoriese vraag, so hoeveel van u het vanmôre afgesonder met die Here, voordat jy in die kar geklim het, kerk toe gekom het? En die antwoord op daai vraag sal vir jou 'n aanduiding gee van miskien wat is die rede dat jy so ongeestelik gevoel het en so ongeestelik was en staat gemaak het op die voorsanggroep om jou aan die gang te kry. Jy sien, hierdie gemeente is nie 'n sideshow nie, is nie 'n kermis nie. Hierdie gemeente is not in the business of entertaining. Ek is nie hier om jou te entertain nie. As jy entertainment soek, gaan soek vir jou 'n mega church waar jy geëntertain kan word. Maar hier gaan jy nie geëntertain word nie. As jy het nie reg om so met my praat, ek het die volle reg. In die naam van die Here het ek die volle reg om seker te maak my skape eet die regte kos. Bly in die kraal en bly gehoorsaam aan die opperherder. Die herder wat die skape oppas, daai skape behoort nie aan hom nie. Daai skape het 'n eienaar, gewoonlik 'n plaaseienaar. Daar in die Karoo, as jy daar op die ou paadjies gaan ry, dan sien jy sulke snaakse kliphuisies wat so gebou is, sonder sement. Sulke plat klippe, soos leiklippe, maar hulle is so gebou. Herdershuisies, all over the place. Binne in die veld, in die koue Karoo. Weet jy hoe koud word in die Karoo? Minus 15 is nie snaaks as hy wind waai in die Karoo nie, in die winter nie. Die herders bou vir hulle so die plase is 400.000 hektaar. Van die ou 8.000 skape, dan het hy 'n klomp herders, weet nou nie hoeveel nie. En dan het hulle hierdie groepe skape op die verskillende plekke van hierdie groot plaas. Die plaas is so groot, die skape word nie in 'n kraal ingejaag elke aand nie. Hulle bou windbreaks. Hulle bou windbreaks. Vandag gebruik hulle ou tyres. Dit lyk vir my so lelik, maar dit is baie effektief. Hulle gebruik ou lorry tyres deesdae. Hulle pak dit teen die wind. Met ander woorde, hulle pak so 'n half maand van die tyres omtrent so hoog teen die wind. Groot. En dan sal die skape gaan skuil teen die wind, want 'n merino skaap met al daai wol kan verkleim in die Karoo. En vrek van die koue. Daai herder, die verantwoordelikheid om seker te maak dat daai skape agter daai windbreak kom. Want as daai wind, as daai sonde, as daai duiwel, nou vergeestelik ek dit, jou alleen gaan kry, gaan hy jou opeet. En daai herder, as daai roofdier, daai skaap eet, gaan vir die eienaar van daai skaap moet please explain. Hoekom? Daai skaap gesterf. Wat is die rede? Was jy nalatig? Ek is nie jammer oor vanmôre nie. Moenie 'n verskoning by my soek nie. Want ek weet dit was van God af. Ek probeer iets in jou wakker maak wat jy besig is om toe te laat om te sterf. Party van julle is nog nooit los nie. Ek dank die Here dat hy my in 'n college gesit het met swart studente dat ek kon loskom in die gees. Ek dank die Here dat hulle my geleer praise and worship het. Ek dank die Here dat ek die oorgawe kon ervaar en beleef en sien. Kom ek met my Afrikaner tradisie. En ek maak soos wat jy gemaak het vanmôre. Of hy knekels is al wit broer, hy bank moet staan. Want jy weet nie wat om met jou hande te doen nie. Dus kom jy iets vashou. Baie gemaklik, as ek my die banke wil uithaal. Dit is baie gemaklik.
Sit jou hande daar. Nou hoef ek nie hande te klap, my hande is besig. Ek gaan nou nie hande klap en my naam poppel maak nie. Daai skaapwagter maak doodseker daai skaap is agter daai windbreek, want as hy daai skaap iewers kry waar hy nie agter die windbreek is, gaan hy môreoggend sy lijk optel. 'n Merino skaap kan nie eens -15 met wind oorleef nie. Maar hulle kan hulle nie in krale injaag nie. Daar is wat 8000 skape, kom ons sê op 20 verskillende plekke in die plaas. Die plaas is 400 000 hektaar. Waar gaan hulle heen? Aan die Kalahari boer hulle met die Angora bokke. Op dieselfde manier. Daar's 'n eienaar wat die opperherder is van ons in die kerk, en dan is daar die herders. Baie herders. As ek nou vanmôre toegelaat het dat helfte van julle nie in daai windbreek inkom nie, dan was ek verantwoordelik en dan was julle bloed op my hande. Jy moet jouself vra, ag, moet ek nou regtig my hande klap? Moet ek nou regtig sê halleluja? Ek dien die Here in my stilte. Ja, dit is waar. Daar's plek vir dit. Maar hoe reageer jy op die sportveld, in die paviljoene? Wanneer jou eerste kind gebore word? Wanneer jou kind klomp onderskeidings in matriek het? Wanneer dit goed gaan met jou kinders? Wanneer jy 'n groot som geld kry? Hoe reageer jy? Met blydskap. Ek het nie vanmôre veel blydskap nie gesien nie. Nou wil ek vir hierdie gehoor vra, dat as ek en jy Sadrag, Mesach en Abednego was, en hier was 'n koning wat gesê het, ons moet voor sy goue beeld buig, en as ons dit nie doen nie, gaan ons in die vuuroond gegooi word. Hoeveel van ons sou so Sadrag, Mesach en Abednego gesê het, ek sal vertrou op my God, maar selfs as hy my nie red nie, sal ek nog steeds nie buig voor jou afgoderry nie, voor jou afgode nie. Ons is geestelik so dood, want ons sit voor die TV's en ons aanbid die God Hollywood elke dag van ons lewe. En ons aanbid die selfoon wat in ons sakke is. In plaas van as ons wakker word in die môre om net jou bene van die bed af te skuif, op jou knieë te gaan en die dag in die naam van die Here te begin, is die eerste ding wat jy doen, is sit jou selfoon aan om te kyk wat het gebeur op sosiale media, wie het vir jou 'n message gestuur of gebel en jy het dit gemis. Die eerste ding is die foon. Die eerste ding, ek gee vir jou 'n brief, meeste mense, die eerste ding is jy van die foon en kyk. Ons staan op, ons was, ons eet breakfast, en dan gee ons 'n skietgebedjie agter die kar se stuurwiel, wat ons gee vir die Here met die oorskiet van ons lewe, want hy het ons mos gered, ons saak is mos reg, ons gaan mos hemel toe, so why worry, let's enjoy life and be happy. Yes, enjoy life, which life? Dis hoekom ons so doorig is. Ons het te veel van die wêreld in ons. Is dit nie waar nie? Ons eet aan die tafel, die wêreldse tafel, dan wil ons hierso kom pudding eet. Wanneer laas jy die Bybel deurgelees? Wanneer laas het jy die Bybel regtig bestudeer? Hoe gereeld lees jy die Bybel? Hoe gereeld bid jy? As ek kyk na die bidure in hierdie gemeente, dan dink ek jy bid regtig baie nie. Want hier is deesdae nooit meer as 24 mense wat kom bid nie. Ek sê dit tot julle skaamte. Praat nou nie van die kalf in die put en nie. Daar's redes hoekom mense baie keer nie kan kom nie. Julle weet waarvan ek praat. Ek gaan nie myself elke keer eintlik explain nie. Jy sal weet wat sin maak. Ons het nie geld nie. Ek sê gister vir die werkers, money follows ministry. Ministry doesn't follow money. Money follows ministry. As jy sê ek kan nie want ek het nie geld nie, het jy nie geloof nie. Die weduwee se kruik, nooit leeg geword nie. Elia sê vir haar, hoor jy sê,
Ek soek jou laaste bietjie meel wat jy het. Maak vir my 'n roosterkoek daarvan. Sê dan sê net niks anders nie. Sy vir hy laaste bietjie mee, hy vir hy die audacity, die man van God het die audacity, om vir haar te sê, geef vir my die laaste. Want jy sien, die man van God het geweet, dit is tot haar beswil. Vanmôre voel jy soos die weduwee, dat hierdie pastoor wil die laaste greintjie, wat ek nog oorgehad het, wil hy nou ook nog hê. En sy bak hy koek vir Elia, en Elia eet dit. En daarna het hy kruik nooit weer leeg geword nie. Die weduwee se kruik noem ons dit, ons het daai gesegde. Nooit weer leeg geword nie. Want sy het haar laaste vir God se man gegee. Toe Jesus by die skatkis sit en hy sê van hierdie arm weduwee wat die laaste bietjie wat sy gehad het om van te leef. Kyk, ek en jy kan enigiets daar ingooi, maar as ons huis toe gaan, het ons brood, ons het vleis, ons is okay. Ons het petrol, ons huis het ry. Jesus sit by die skatkis. Hoekom? Want hy toets die mense se wat? Harte. Hy toets hulle geloof. Hy toets hulle oorgawe. Hy sit daar in die weduwee gooi. Alles wat sy gehad het om van te lewe. Die ryk mense het in hulle oorvloed ingegooi. Die Here vra vir sy disippels, wie van hulle die meeste ingegooi? Obviously, hulle antwoord soos ek en jy ook sal antwoord. Die weduwee, hoekom? Want sy het alles ingegooi wat sy van gehad het. Sy gehad om van te leef. En die Here leer hulle 'n les. Jesus vra alles. Nou praat ek van geld nie, asseblief moenie my nou verkeerd verstaan vanmôre. Geef nou van geld. Ek het dit net so voorbeeld gebruik. What have you got there in your hand? Ek het gister vir die werkersvergadering gesê, wat het jy in jou hand? Wat het jy daar in jou hand? Woeker maar mee. Gebruik dit tot eer van die Here. Jy hamer in jou hand, slaan 'n los spyker in. Jy skroewedraaier in jou hand, draai los skroewe. Wat het jy in jou hand? Het jy liefde in jou hand, gee liefde. Het jy empatie in jou hand, gee empatie. Gee om vir mense, gee dit vir mense. Jesus sê vir die fariseërs wat gedink het hulle saak met God is reg, sê julle addergeslag. Julle wit gepleisterde grafte. Julle lyk so mooi, maar julle harte is so dood soos die bene wat in 'n graf lê. Dink julle nie dit is noodsaaklik dat ons sal seker maak dat ons harte nie stadig maar seker sterf nie? Die geloof sonder jou hart is mos nie eg nie. Ek meen 'n hartlose geloof is mos maar net sommer maar net nog iets wat ek doen. Maak jy mos in enige iets glo. Sadrag en Mesach en Abednego sê ons sal nie buig nie. Ons sê ook dankie tog, ons is nie voor daai besluit nie. Jou TV is jou goue beeld. Jou selfoon is jou goue beeld, miskien. Ek weet nie wat sy goue beelde het jy nie. Enigiets in jou lewe wat vir jou so belangrik is dat jy sal dit nie vir Jesus neerlê nie. Jy sal dit nie vir Jesus gee nie. Jy is verlief vir dit. Jy lief geword vir jou krikke. Dink oor hierdie goed geliefdes. Gaan jy kompromie aan? Compromise jy? Terwyl ek sien hoe min mense is hier vanmôre, dan dink ek aan dalk die reën. Krag is af, mense voel miskien hulle kan nie stort nie, hulle voel nie reg om kerk te kom nie. Wat die rede ook al is, ek weet nie, ek kan vir julle 'n foto wys. Ek het dit iewers op my foon nog, dink ek, of op my rekenaar. Van 'n kerk, ek dink is in Indonesië. Ek gaan vir julle iets vertel van Indonesië. In Indonesië kry die Christene swaar.
Was bitter arme mense daar. Baie het nie skoene nie. Hulle loop sonder skoene kerk toe. Ek sien in daai foto 'n kerk groter as die een, is langer. Ek het dit al vir julle gesê, maar ek wil dit weer sê, sodat jy die koneksie uiteindelik kan maak in jou hart vanmôre. Jou hart. Daar waar jy sit, die water is daar, mense kan nie sit nie, hulle staan. Almal staan in die kerk, het is so diep in die water. Die kerk is vol, almal staan so diep in die water. Hoekom? Want hulle het die Here in hulle harte. God het hulle verander. Jesus is hulle koning. Hulle kan nie wag om te kom by die huis van die Here nie. Ons gebruik slegte weer, krag is af, as simpel klink verskoningkies, maar wat eintlik fout is, dat is ons harte leef nie meer nie. Ons harte is besig om dood te gaan. Daar's nie meer 'n passie vir die Here wat hy gedoen het en dat hy opgestaan het in die hemel sit en hy ons gaan kom haal. So, een van hierdie dae die wegloop gaan plaasvind. En die kerk se lampies is leeg en die diensmeisies is aan die slaap. Luister my vandag asseblief. Asseblief. Josua sê vir hulle, as julle nie die Here wil dien, is fyn, doen wat julle wil. Maar ek en my huis. Ek en my huis, pa, priester, of dra die vrou die broek in jou huis? Moet jou vrou jou kerk toesleep? Omdat jou bene te lam is om op jou geestelike verantwoordelikheid te staan. Om soos Josua te sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons hou vas aan tradisie. Sê, is nie my kultuur om uitspattig te raak nie. Ek sê nie moet uitspattig raak nie. Ek dog jy het 'n Jesus kultuur gekry. Hoeveel Afrikaners is in die plek? Dis nou eerlik. Vang julle 2 keer Michelle in, ja? Dis nie 'n Afrikaner nie. Jy was een. Was 'n Engelsman. Wendy? Partytjie, jy was 'n Engelsman, jy was 'n Portugees. Jy was 'n Jood, jy was 'n Griek. Kyk, die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Ek kan mos nie nou in die kerk staan en sê, alles het nuut geword, maar ek, my kultuur, my Afrikaanse kultuur sê dat ek nie uitspattig raak nie. My dominee het my geleer, jy bly stil en jy shut up in die kerk. En jy maak nie beweging nie en jy steek definitief jou hande op. Ek het al gehoor dat iemand sê, dis godslasterlik as ons die Here so loof en prys. Mag die Here se gees daai persoon lewend maak. Mag die Here se gees daai persoon lewend maak. En ek sê vir jou sê, ek sal nooit weer in 'n kerk kan gaan sit, waar die lofprysing en die aanbidding dood is nie. Want lofprys beteken daar's 'n emosie wat daarmee gepaard gaan. Lofprys beteken daai opgewondenheid. Jy kan nou baie name vir dit gee, daai passie, ywer, net dankbaarheid. Onthou julle in 1995 toe ons die wêreldbeker gewen het met ou Joel Stransky se laaste skop, onthou julle daai? Kyk, ek dink Suid-Afrika het so op en af gespring, ek dink die aarde het 1 graad uit sy wentelbaan uitgegaan daai dag. Ek was een van hulle. Ons was so bly. Die was ons so lank uit wêreldrugby uit, hier kom die eerste keer en ons van daai wêreldbeker. Ons was almal bly. Die Here sê vir ons, bewaar jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Bewaar jou hart, meer as alles wat bewaar moet word.
Waarom sê die Here dit? Hy sê want dit is dangerous as jy afgestomp raak in jou hart. Dit is gevaarlik as jou godsdiens lippetaal geword het en jou hart is nie in die saak nie. Dis hoekom die Here gesê het, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Alles in jou lewe is sekondêr tot wat jy in jou hart toelaat. Wat se movies kyk jy? Wat se gesprekke neem jy aan deel? Wat se wêreldse goed doen jy? Waar besoedel jy jou hart? Waar is jou afgodsbeelde? Waar is jou afgode? Wat laat jy toe in jou hart? Wat maak jy met jou hart? Daarom sê die Here, bewaar jou hart, meer as alles, meer as jou vrou, meer as jou man, meer selfs as jou kerk, meer as jou politiek, meer as die feit dat jy asemhaal. Bewaar jou hart, want daarin is die oorlegginge van die lewe. Ek weet nie met my woordherhaling presies reg is nie. Daarin is die lewe. Die lewe in Christus lê nie in jou brein nie. Die lewe in Christus lê in jou hart. Daarom moet die wedergeboorte plaasvind. As ek vanmôre gevra het, ek wonder of jy wedergebore is. Vra jouself, maak seker. Is jy wedergebore of is jy net godsdienstig? Jy moet seker maak, want iets gebeur met die wedergeboorte. Iets gebeur, iets wat God doen, is onmiskenbaar. Is iets wat hy doen dit. Jy kan dit nie self doen nie. Jy kan nie jouself wederbaar nie, is no chance, jy kan nie. Net God doen dit. Hoe doen hy dit? Hy haal jou hart uit van klip, en hy gee vir jou hart van vlees. Hy gee jou 'n nuwe hart. Het jy 'n nuwe hart gekry? Want dit is daar die nuwe hart wat jy moet bewaar, meer as alles wat bewaar moet word. Dit is daar waar jy nuut gemaak is, daar waar jy wedergebore is, daar waar jy 'n nuwe skepsel gemaak word. Dis daai wat jy moet bewaar. Die doodsheid wat ek vanmôre ervaar het, spreek nie van mense wat se harte verander is deur die Almagtige nie. Nie dat ek sê dit het nooit met jou gebeur nie, maar wat doen jy vandag daarmee? Of is jy besig om die vlees en die wêreld toe te laat, om grondgebied terug te kry, en al die vreugde en uiteindelik al die geloof uit jou uit te suig? Is jy besig om jou probleme, jou verlange, jou geld, jou passies, wat gaan nou aan? Is jy besig om al daardie goeders, wat is jy besig om dit te doen? Wat is jy besig om dit te doen? Is jy besig om toe te laat dat die duiwel vir jou tafel dek? Is jy besig om aan te sit van die duiwel van pornografie, van slegte movies, van horrors, van vloek en godslastering? Waar is jy besig om te eet? Wat is jy besig om in jou hart toe te laat? Vir wie het jy die deur oopgemaak toe hy geklop het? Was dit vir die Here of was dit vir die duiwel? Want as die Here inkom, trek die wêreld uit. Jy kan nie die wêreld en die Here dien nie. Sadrag, Mesach en Abednego het nie die probleem gehad nie. Obviously Daniel ook nie, maar in hierdie geval is hulle bereid om 'n lewend in 'n warm vuuroond gegooi te word. Selfs al sou die Here hulle nie red nie. Dis vir my die clincher. Dis vir my die cherry on top. Dis vir my die kern van die saak. Hulle het geglo in God, maar hulle het ook God se soewereiniteit erken. Hulle het geglo dat God kan hulle red as hy wil. Maar hulle het erken dat sou hy nie wil nie, sal hulle nog steeds nie buig voor Baal se afgode nie, voor die goue beeld wat Nebukadneser opgerig het nie. Praat van passie. Daniel weier om die vleis te eet wat van die tafel van koning Nebukadneser afkom, want hy eet nie saam met heidene nie. Onder andere, daar's baie teologiese redes daarvoor. Hy vra vir groente.
Sê nee, maar Nebukadneser het gesê, julle jong seuns wat hier van Israel, van Judea afkom, julle moet net lyk soos die ander seuns, julle beter eet, julle moet hierdie kos eet wat die koning gesê het, julle moet eet, sodat julle nie maar word en sulks en so nie. Toe sê Daniël vir hulle net, moenie worry nie, gee ons net groente, ons sal nie agteruit gaan nie. Hoekom nie? Want hy het geweet wie sy God is. Nêrens het hy sy passie verloor nie. Paulus hou sy passie tot die heel laaste. Hy sê, dankie Here, ek het die geloof behou. Nou is daar vir my weggelê, ewige heerlikheid by die Vader in die hemel. Ek het hierdie pad geloop, ek het hierdie stryd gestry, né? Soos ek en jy stryd stry, en ek het die geloof behou. Ja, maar jy hoef nie, ek is nie voorstander van emosie wanneer dit by jou geloofsoortuiging kom nie. Maar ek is 'n voorstander daarvan dat iets met jou hart moes gebeur toe jy die Here toegelaat het. Het jy die Here toegelaat? Is jy Saggeus of is jy die ryk man? Onthou vandag kan 'n pastoor of 'n kerk vir jou sê, kom maar anyway, ons aanvaar jou. Is dit nie God wat jou aanvaar nie. Jy kan inpas in 'n kerk. Jy sien, in Jesus se tyd was dit nie so nie. Want hy het agter niemand aangehardloop nie. Hy het gesê, kom dien my op my voorwaardes en dan sal jy gered word. Kom na my toe. Nee, ek gaan na jou toe nie. Kom na my toe. Die Here sê, kom na my toe. As jy vermoeid en belas is en ek jou rus gee. Jy sê, jy kan nie na Jesus toe gaan as jy nie wil hê. Jy kan voorgee. Jy kan selfs jouself flous, kan ek 'n baie dangerous ding sê, of 'n ding sê wat dangerous is. Dit is gevaarlik, want ons kan onsself, we look at ourselves through rose-colored glasses. Ons kyk met 'n bril van, 'n ander bril, 'n bril van judgment na ander mense. Ons moet judge. Righteous judgment binne die kerk is 'n Bybelse begrip, maar dit begin by die self. Dit begin by die self. Ek wil jou vra vanmôre, is jy tevrede met jou geestelike kondisie vandag? Besef jy dat lofprysing en aanbidding gaan oor die Here, nie oor jou nie? Besef jy dit is iets wat jy vir die Here gee? Dit wat jy nou hoor is wat God vir ons gee. Maar wanneer ons lofprys en aanbiddinge, dan is dit wat ons vir die Here gee. Hoekom is dit so maklik vir ons om te kry, maar so moeilik vir ons om te gee? Ek is jammer, pastoor, ek gaan nie my naam op 'n plank slaan nie. Ek het al mense verloor met preke soos die. Ek kan net vir jou sê dat ek gaan nie, as ek iets waarneem wat nie reg is nie, swyg nie. En nie swyg nie, gaan nie stil bly nie. En ek gaan nie dit nie vir jou sê nie. As jy dit nie kan hanteer nie en jy dan weet ek nie. Jy doen wat jy dink is goed. Ek sal oor jou huil, maar ek gaan nie vir jou nie agter jou aanhardloop. Daar's niks wat my meer vreugde verskaf as ek sien hoe mense groei nie. Niks anders nie. En die bediening is dit dis my beloning. My beloning is om te sien, en ek sien dit, mense, ek sien dit. Al praat ons nou ook, soos Paulus gesê het. Al praat ons nou ook in hierdie trant, ek sien die groei. Ek sien mense wat weg was, wat terug is. Ek sien mense wat nie gecommitted was nie, wat nou gecommitted. Ek sien die groei. Jy sien, die duiwel sien dit ook. Julle gesien, hy speakers is 3 kilometer in die lug en op. Daar's baie mense wat hier gewerk het en dit gedoen het. Die klank is beter. Ons wou die speakers verder van mekaar af hê en op die regte plekke en die klank is beter. Dis geen wonder die Satan het probeer om vanmôre temper te plaas nie. Daar's geen manier hoe jy kan bly wees met so gesig nie.
impossible. Dis totaal onmoontlik. Die Here het ons outomatiese spiere gegee wat jou mond in 'n glimlag trek, as jy net hom sal toelaat om 'n glimlag op jou gesig te sit. Ons almal kry swaar. Die Here weet ons almal kry swaar. Verskillende maniere. Ek hoor mense in my toe kom en sê, pastoor, ek kan nie verstaan nie, alles op een slag. Ja, kom ons is uiteindelik in dieselfde boot, kom ons roei saam. Jy het geen garantie dat alles net sal goed gaan nie. Moenie toelaat dat die vyand jou vreugde steel hier in die kerk nie. Want ons wil loof en prys, die naam van die Here wil groot maak nie. Wat as ons voor Sadrag, Mesach en Abednego se konfrontasie kom? Wat as ons so konfrontasie kry? As jy verloon die Here en jy sal lewe, hou vas aan jou Here en jy sal sterwe. Ons kan nie eens kerk toe kom as dit reën nie. Hoe op aarde gaan ons nog met ons lewe boet? Kan ek vir julle sê, die kerk is die swakste wat hy nog ooit was. Die breë kerk, praat nou nie vir ons gemeente nie. Kerk is die swakste wat hy ooit was. Die Afrikaanse kerke maak toe, een na die ander. Hulle sluit hulle deure, niemand gaan meer nie. Pinksterkerke was op 'n stadium vol. Nou is die Pinksterkerke se beurt, hulle is besig om leeg te loop. Die Valskerk is vol. Die 5de evangelie ouens, chock-a-block vol. Die ouens wat vir jou sê wat jy wil hoor, ek vir algemeen, nie almal wat groot kerke het is so nie, ek ken baie ouens met groot kerke. Maar daar is 'n definitiewe skeiding wat plaasvind tussen ware gelowiges en skyngelowiges. Mense koop nie meer die tyd uit nie. Ek was vandag by die kerk, hoekom sê ek nou môre weer gaan? Ek was nog Saterdag by die Bybelstudie, hoekom sê ek nou Sondag weer kerk toe gaan? Ek het nou al genoeg gedoen vir die Here, genade. Ek word gered deur genade, nie verdienste nie, sis ek myself. Dis die waarheid. Maar voel jy nie meer die genade? Wie is daai liedjie wat sing, voel jy die genade? Dis een so Afrikaanse sanger wat dit sing. Voel jy die genade? Ek onthou nie. So om so baard, hè? Joe Black. Voel jy die genade? So, ek is so dankbaar, die Here se genade is so groot. Of wat? Ek is dankbaar, Here, ek weet nie, hoe gaan ek hierdeur kom nie? I don't know, ek weet nie. Ek wil soos Jakobus sê, ag dit louter vreugde. Ek weet nie, Here. Ek weet maar U weet. Een nou het een keer geskree, sê, ja, ek weet nie of ek glo nie. Maar ek weet en weet glo. As dit sin maak vir iemand. Hy was so laag, hy sê, ek weet nie eens meer of ek geloof het nie, maar weer hom nog 'n week glo. Ek sê nie begin dans al om die banke nie. Maar ons moet probeer om ons laste daar by die deur te los. Want jy word 'n struikelblok vir die Heilige Gees, vir jou langs jou. Moenie 'n demper wees, moenie jy die oorsaak wees waarom die Heilige Gees nie hier kan werk nie. Iets val my nou te binne. Ons bid mos vir eenheid, die laaste tyd vernaam, né? Ons praat baie oor eenheid. Kyk wat doen die vyand. Probeer hy die eenheid breek vanmôre. Sien julle? Nou geliefdes, ek is baie lief vir u. Ek is lief. Ek is lief vir alle mense. Maar ek is baie lief vir my gemeente. Regtig ek is. Ek weet ek is 'n bietjie van 'n Cowboys dink kraai ou miskien. Maar ek hou maar aan my binneste. Maar ek gee om vir u. Dit pla my wanneer ek sien en beleef wat ek beleef. Dit pla my want ek weet daar's fout in jou geestelike lewe. As herder kan ek jou net los nie. Nou is een keer die weg, hy sê, ek sien dat 'n pastoor vir my sê, hoe ek moet kerk kom. Dit is nie weg. Dis daai skaap wat wil loop waar hy wil. Ek wil afsluit. Eintlik nie die preek gepreek wat ek wou preek vanmôre nie, maar ek dink is in lyn. Jy kies self
Lisa, ek is baie dankbaar vir wat jy gesê het nou, dit is so waar. Ons kan menseverering, dis maklik, want jy kan die mens sien, jy kan aan die mens vat. Menseverering is baie maklik. Ek soek nie menseverering nie. Ek wil nooit voor die Here staan en hoor, ja, jy het my glory vir jou gevat nie. Ek wil eerder soos daai ouderlinge my kroon voor die Here se voete gooi. Daai lied wat ons sing, all my praises unto you. Elke klop op die skouer wat jy en ek kry, gee ons vir die Here. Want ons is niks. Ons is niks. Jy mag miskien dink jy is God's gift to humankind, jy is nie. Ek is nie. Ons is gebore, gemaak deur Skepper God. Ons is 'n klomp klei wat deur die pottebakker geshape word. Ons is vir hom so kosbaar dat hy ons uit ons verlore toestand uit teruggekoop. Hy het ons weer in sy skaapkraal ingebring. En die laaste ding wat ons nou moet doen, is weer wil teruggaan soos die Israeliete na die vleispotte van Egipte. Na die ou lewe, toe ek gedink het alles gaan nog lekker met my. Ek het nog baie geld gehad. Ek kon leef soos ek wil. Kwaad as vrou vloeke kom, kwaad genoeg geslappe kom. As hy vir my iets doen, dan doen ek iets terug. Ek wil drink ek, ek wil rook ek. Leef as ek wil. Leef as ek wil. Enjoy life, môre sterf ons. Daarvan het die Here ons gered. Jy mag miskien dink, dat ek het nou maar net een dag nou nie vreeslik gehoorship nie. Hoe eet mense olifant? Happie vir happie. Jy kan onmoontlik 'n olifant een hap eet. Happie vir happie. Hoe dink jy vat die duiwel grondgebied? Stukkie vir stukkie. Stukkie vir stukkie. So ek het nou heilige gelewe, ek het myself afgesonder, nou begin ek, en ek is nou al hier, weg van die wêreld af, die preekstoel verteenwoordig die wêreld, ek is nou al weg van die wêreld af, ek het ondervind die Gees, ek ondervind die salwing, ek is in die bediening, ek is besig om te werk, ek is besig om te doen, en hier gebeur iets wat ek al uit my lewe uitgekry het, en ek sit daai ding weer terug in my lewe, en ek so halwe trappie terug, kom dit nie agter nie, ek kom dit regtig nie agter, ek kan nie hierdie sentimeter agterkom nie, en so backslide 'n mens, 'n mens backslide soos ek nou loop, dis hoe jy backslide nie so nie, voor jy jouself kan kry, dan is jy alweer hier, daar staan die Here buite en hy klop. Die laaste ding wat ek nou wil hê is dat jy my nou dink, en volgende Sondag sal ek beter nou moet perform, want my pastoor gaan my nou dophou, en as ek nou nie op en af spring, en ander klappe goed nie. Dis nie wat ek sê jy moet doen nie. Maar ek het ervaar, daar's nie vreugde en blydskap in die plek vanmôre nie. En ons kan nie vir die Here 'n halfgebakte lofoffer gee nie. Ons kan nie vir die Here enigiets minder as ons harte gee nie. Ons kan nie. Ons kan dit nie. En hierdie ouens wat hier staan, dit sit nie in enigeen van hulle se broeke om dit vir jou te doen nie. Hulle moet ook vir hulle self loof en prys. Dit is nog moeiliker vir hulle, want hulle moet die woorde kyk, die liedjies wat hulle nie ken nie, en die musikante moet die musiek kyk, en al sulke goed, is nog moeiliker vir hulle, want hulle is besig met iets. Al wat jy hoef te doen is, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Jy kan nie sê, bless the Lord, O my soul, nee, jy sê, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. So vandag se preek lyk my het meer oor worship gegaan as enigiets anders. So ter afsluiting, daai daad van Sadrag, Mesach, daai geloofsdaad was 'n lofoffer vir Jesus. Jy weet, elke mens wat 'n marteldood sterf vir die Here is 'n offer waarvoor hy 'n kroon gaan kry. En die martelare gaan hoër as ons in die hemel wees. Hulle gaan oor meer aangestel wees. Die martelare. Mense wat sal kerk toe kom, miskien net nog 'n laaste ding vir julle wat dit nog nie gehoor het nie, julle nuwer lidmate.
In die gemeente waar ek my geestelike tande geslyp het, was 'n tannie, wat, ons het daar die Halleluja tannie genoem. Die pastoor moes baie keer kyk vir haar, want kyk sy Halleluja, hy kan nie land, want nie, sy Halleluja 3 keer elke sin, hy kry op die gepreek nie so sy Halleluja. Elaine is haar naam. Elaine het as 'n dogtertjie 'n siekte gekry en sy het gesterf in die hospitaal. En sy het wakker geword was Jesus haar in die hand het. Sy is klein en Jesus loop met haar. En Jesus wys haar die hemel. Jesus wys haar alles. En sy lewe weer. Baie soos pastoor Gerard se getuienis. Sy lewe weer, maar sy was nou 'n dogtertjie. Toe ek Elaine die eerste keer ontmoet, toe loop sy kerk toe, 12 kilos. Hoe ver bly ons hier vanaf? 'n Bietjie verder, of by 18 kilos. 12 kilos is omtrent van hier af na die Volhuis toe. Kerk toe, en dan hoop sy maar iemand gee vir haar lift terug. Aanddienste, loop sy kerk toe. Vrou alleen. En hy het altyd vraag vir haar, "Is jy Elaine hoekom?" Sy sê, "Ek het Jesus so lief." Dit was haar beweegrede. Sy kon nie anders nie. Ons het natuurlik almal, soos die gemeente gegroei het, oor haar ontferm en later van tyd hoef sy nie meer te geloop het nie, maar sy het geloop, haar man was oorlede. Eendag toe sy en haar seuns alleen by die huis en hulle kom roof hulle kom in met vuurwapens en hulle vat al die laptops en al die fone en hulle bind haar vas en hulle gooi haar en haar 2 seuns op die vloer en hulle bind hulle al 3 vas en die een dreig die hele tyd, hy gaan hulle skiet en so aan en toe ransack hulle nou die huis en hulle in helder oordag, en sê iemand hou natuurlik geweet sy is vrou alleen met die kinders en hulle vat alles, gooi alles om, trek al die laaie uit. En toe sy nou kom getuig in die kerk. Jy sou nou verwag, sy gaan daar voor staan en van haar angse goed vertel. Nee, Elaine smile van oor tot oor. Sy kan nie wag nie, sy staan nie voor. En al wat sy uitgekry het is, dankie Here, toe hulle daai boonste laai uittrek, toe kry hulle haar uit die boekie wat al so lank weg is, en sy wil net vir die Here dankie sê, dat sy haar uit die boekie teruggekry het. Dis hoe dit lyk as jy uitverkoop is. Ek streef daarna. Ek kwaai met myself en ek skrik vir myself baie keer. Skrik vir my eie doodsheid. My eie gevoelloosheid soms, my eie emosieloosheid. As ons ophou skrik vir dit, het ons 'n probleem. As ons ophou poog, strewe en werk om in 'n dieper, meer intieme verhouding met ons koning te kom, as ons stop om dit te doen, as ons ophou om die handboek van ons lewe te bestudeer, as ons ophou bid en ophou sing en ophou loof en prys. Vandag se dag, as jy vir 'n jong mens vra, hoekom is jy in daai kerk? Dan sê hulle, ek like die musiek. Nee, ek like die preek of ek like die musiek. Dis wat hulle vir jou sê. Ek gaan nie daai resep hier toepas nie. Ek gaan nie aanhou se brood begin bak hierson nie. This is what you're gonna get. Ok, ek is nie 16 nie, ek ken nie hierdie nuwe song sê, ek gaan hom nie speel nie. Ek kan hom nie speel nie. Ek voel ook niks vir dit nie, dit het geen salwing nie. Daar is van die goed wat salwing het, vir algemeen nou. En ek weier om 'n entertainment business te word, sodat ek hierdie banke kan vol kry. 40 jaar terug, 50 jaar terug het hulle hierdie banke volgemaak omdat mense honger was vir God en omdat hulle harte aan Jesus behoort het. Vandag behoort die meeste mense wat die kerke sit se harte aan die wêreld. Hulle sit in die kerk en dink aan wat in die wêreld. Hulle sit en luister die preek en dink hulle wat by die huis aangaan. Hoe gaan ek my volgende geld maak? Waar gaan ek 'n wins maak? Hoe kan ek hier doen? Hoe kan ek daar? Beter huis, beter kar. Wat kan ek doen? Wat kan ek nog doen? Kan ek koop? Ons almal leef in hierdie wêreld. Ons almal dieselfde versoekinge. Ek moet myself baie keer, amper sê ek ietsie van 'n kansel wat ek nie sê nie. Myself baie keer tug. Oor my eie vleeslikheid. Daai lied van, ek vergeet hulle naam, as 'n Gaiter lied, wat een sinnetjie bly my by, wat sê,
waar die ou sing tot die Here, hy is lief vir die Here, hy sê, but I'm not new. Waar hy sê, ek kyk in myself, ek sien nie die nuutheid nie. Ek sien nie meer die nuwigheid nie. Die honeymoon is verby en ek voel nie meer die passie nie. Kan ek jou vra ter afsluiting dat jy sal huis toe gaan, dat jy oor hierdie sal dink en dat jy nie jouself sal verhef bo hierdie boodskap nie. Ek verhef nie myself bo hierdie boodskap nie. Die laaste ding wat jy moet doen om te dink dat jy het nie hierdie woord nodig gehad nie, want dit wat ek gesien het vanmôre, het meeste van ons hierdie woord nodig gehad. Amen. Musikante kan vorentoe kom. Vader, ons sê vir U baie, baie dankie. Ek sê vir U dankie, Here, dat U op hierdie manier met ons gepraat het vanmôre en ek bely my eie skuld, my eie trek my in die agterheid soms, my eie houding, my eie leweloosheid. Die lewe is moeilik, Here, U ken dit. U sê ons met goeie moed hou. Dit gaan swaar. Soms is ons onder, soms is ons bo. Maar ons besef, Here, dat ons sterkste wapen is om U te loof en te prys te midde van omstandighede. As Paulus in die tronk sit en hulle sing lofliedere tot eer van U naam in die tronk. Here, ons het ook probleme, maar ons probleme is klein in vergelyking en tog steel dit ons vreugde en ons blydskap so maklik. Tot so 'n mate dat ons nie eens meer kan bly wees wanneer ons lofsange sing en aanbiddingsliedere sing nie. Vergewe ons dat ons bid dat dit 'n lofoffer vir U sal wees en dan is dit nie. Dankie dat U op hierdie manier met ons praat. Dankie vir elkeen wat reeds die sleutel ontdek het van lofprysing. Help ons almal, Here, om op die plek te kom waar ons vol vreugde is, bloot net omdat U God is, bloot net omdat U koning is, bloot net omdat U waardig is. Help ons asseblief, Here, help my, help hierdie gemeente, dat ons soos daai skape daar in die Karoo, sal seker maak dat ons die herder toelaat om ons agter die windbreek in te kry. Vader, sodat die herders nie voor U hoef verantwoording te doen vir skape wat seer gekry is, deur wrede wolwe gevang is of weggeraak het en verkleim het nie. Dat ons naby die vuur sal bly. Dat ons sal toelaat dat die duiwel ons beroof, eintlik U beroof, van ons lofprysing nie. Want dit gaan nie oor ons nie. Ek bely en erken dat ons soms dink dat worship oor ons gaan. Daarom gaan ons na kerke toe waar ons van die musiek hou, in plaas van dat ons die musiek wat in ons hart is, vir U gee. Maak nie saak wie die musiek maak nie. Dat daar 'n lied in ons hart sal wees. Dat elke keer wat ons nou opkom na U huis toe, dat daar 'n lied in ons hart sal wees. Dat ons vroeg al sal afsonder, U sal aanbid, dat ons vroeg al sal erken en bely hoe afhanklik ons van U is, dat U sal oorneem, dat U met ons harte sal wees, ons geestelike oë en ore sal oopmaak, sodat ons sal hoor om te hoor, sien om te sien, maar meer nog, U kan loof en prys, sodat dit waarlik vir U 'n lieflike geur sal wees, 'n ware lofoffer, 'n welriekende geur. Asseblief, Here. Ek weet U het so met ons gepraat vanmôre met 'n doel. U het 'n plan. Ek dank U dat U ons nie toelaat om sommer net aan te gaan op ons eie trant soos ons wil nie. Dat U ons op maniere soos die en ander maniere dat U ons in die kraal hou. Soos 'n herder die stok sal vat en die skaap aan sy enkel sal gryp as die skaap in 'n gevaarlike plek wil ingaan, of as hy oor die muur wil spring, of as hy agter die windbreek wil uitgaan, dat U hom hak met daai, dat die skaapherder hom hak met daai stok, so hak U ons soms. Dis nie lekker nie, dis pynlik. Ons kan ons selfs vererg, Here, wanneer ons voel, U hak ons nou onnodig. Ons wil graag dit doen, maar U wil nie ons moet dit doen nie, en nou voel ons, nee Here, ons wil aan die herderskap ondergeskik wees. Ek wil my roeping waardig wees, hulle hier, sodat ek
met blydskap die vrug kan sien van my bediening, en dat hulle wat hier is, die vrug van hulle bediening kan sien. Ja, ons is kleipotte wat maklik breek. Hy wat sê hy sonder sonde is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Maar in Christus is ons geheilig, gewas in die bloed. Help ons nou om daarvolgens te lewe, elke oomblik van elke dag. Maar meer as dit, dat ons nie sal toelaat dat ons aansit by die tafel van die vyand nie. Enige vyand, die wêreld, wat dit ook al is, dat ons sal aansit by daai tafel nie. Dat ons sal smil aan die lekkerte van wat opgeskep word nie. Wat lekker lyk en lekker proe, maar bitter is in die maag, soos gif. Dat ons nie sal toelaat dat ons oorrompel word nie. Gee van ons die onderskeiding, die vermoë, standvastig te bly, die vyand te weerstaan sodat hy vlug. Dat ons die hand sal afkap as dit nodig is, die oog sal uitgrou as dit nodig is. Gee dat ons almal waardig bevind mag word om dit wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Dankie dat ons U kan vertrou as 'n waarmaker van die woord wat nie kan lieg soos 'n mens nie. Dat ons maar vanmôre kan weet, ten spyte van die feit dat ons vanmôre miskien geestelik nie op die plek was waar ons moes wees nie, kan ons dit bely. Ons kan dit laat staan. En ons kan sê, Here, jammer. En ons gaan oorgee. Meer en meer. Elke oomblik van elke dag en nag. En ons wil U loof en prys in egtheid en ongeveinsdheid, in waarheid. Help ons hierin, Here. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.